Hierdie ring het die gesag verteenwoordig van die persoon aan wie die ring behoort het. Al was die persoon self nie eers fisies daar nie, as dit vir iemand anders gegee is, dan was daardie persoon, die een met gesag, was daardie een die verteenwoordiger. En dit is oral oor so verstaan, dat as iemand anders daardie ring sou dra, die persoon op dieselfde wyse behandel moes word as die eienaar van die ring, omdat die eienaar die ring sou gee vir daardie persoon om te dra. Die boodskap was, as jy met hom praat, praat jy met my. As hy iets sê, is dit ek wat dit vir jou sê. 'n brief met die seël van die koning se ring op, so aan die onderkant van die dokument, het beteken dat die woorde in hierdie brief die gesag en die autoriteit dra van die koning homself. Ons lees in Ester 8 vers 8, skryf julle nou na goeddinke in die naam van die koning aan die Jode en verseël dit met die seelring van die koning, want 'n dokument wat geskryf is in die naam van die koning en verseël is met die seelring van die koning, kan nie herroep word nie. Dit was ook die manier hoe aankope gedoen is in daardie tyd. Dit is hoe handtekeninge gemaak is. So die ring wat aan die seun gegee is, was die van die Vader. En soos verduidelik nou in Efek, het die Vader sy status, sy respek, sy autoriteit in die omgewing aan hierdie jong seun oorhandig. Hy het hom die sleutel van die bankrekening gegee, as op sy krediet in die gemeenskap. En hier moet ons raak sien dat gekyk na die seun se rekord van die verlede, het hy geen status of krediet nie. Hy is nie kredietwaardig nie. En ook bevestig deur die getuienis van sy ouer broer, sou hy net verstoot word deur die dorpenaars, wat eintlik geglo het hy moet net gestraf word en geslaan word. Maar die ring het dit alles verander. Nou het hierdie seun die naam en die respek van sy pa, hy die autoriteit om te teken vir wat hy ook al nodig het, om weer regmatig op te staan in hierdie samelewing. Jy sien, God se liefde omhels ons nie net nie. Dit verklaar ons as seuns en dogters, maar die Heilige Gees is die getuienisring wat heeltyd verklaar wie jy waarlik is, wat jou ware identiteit is. Hierdie Heilige Gees getuig binne in jou gees wie jy is, maar ook openbaar hy jou autoriteit in die naam van Jesus. Laat hy sy teenwoordigheid geld deur jou in elke situasie. En hierdie volmaakte liefde het ons ingesluit by die familie van Christus en het ons 'n naam gegee, sodat ons in sy autoriteit kan staan, opstaan, vasstaan teen die wêreld se donkerte en sy lig kan skyn, sy lig van redding, verlossing. Ons is soveel gegee, vrymoedigheid om gemeenskap te hê met Vader, Seun en Heilige Gees, om met die Vader te praat, soos wat Jesus gedoen het. So loop ek en jy elke dag in sy naam, bemagtig en versterk deur die Heilige Gees, om alles te wees wat liefde is vir ons naaste. En dit doen ons met vreugde en dankbaarheid. En verder lees ons in vers 22, en gee vir hom sandale vir sy voete. In Israel het almal skoene gedra, maar wat min of meer so sandale gelyk het, veral deur ons westerse oë. In moeilike tye moes mense die luksehede 'n bietjie op sy laat staan, maar
Niemand het ooit opgegee op hulle sandale nie. Dit laat gaan nie. Jy het dit gedra tot jy nie meer kon nie, totdat dit heeltemal vorder was en nie meer reggemaak kon word nie. Jou identiteit was ook vervleg met jou skoene. Skoene was die symbool van 'n vry persoon, wat 'n plek gehad het in 'n familie en in die samelewing. 'n Persoon wat kaalvoet was, nie skoene gedra het nie, was iemand wat laag gedaal het in die ekonomiese lyn, afgesak het na die laagste armoedevlak van die samelewing. Of iemand wat nie skoene gehad het nie, was 'n slaaf. So, vir die vader om skoene aan hierdie jong man se voete te plaas, het hom identifiseer as sy seun, as 'n seun van 'n vader, niemand se slaaf nie. As 'n weermag in die oorlog die vyand oorwin en gevange neem, het hulle onmiddellik hulle skoene uitgetrek, want dan het almal geweet hulle is gevangenes. Dit was 'n simbool gewees dat hulle nou gevange geneem is en dat hulle slawe is van die mense wat hulle oorwin het. As jy iewers sou vrygelaat word uit gevangenes uit of uit slawerny uit, 'n teken daarvan sou wees om skoene aan te trek. Dit het erken en bewys, jy is nou 'n vry persoon. In Deuteronomium lees ons dat die skoene van die Israeliete nie verweer het op hulle woestynreis nie. En dit is 'n eenvoudige verklaring wat eintlik net beskryf hoe lief God hulle gehad het. Dit was as dit ware 'n stil wonderwerk wat die Israeliete herinner het om hulle vryheid te vier, want hulle was nie meer slawe in Egipte nie. Sonder skoene sou hierdie jong man van Lukas 15 geïdentifiseer gewees het as 'n slaaf of 'n heidense varkboer van 'n ver land. En die ironie nou is, hy wat na sy pa teruggekom het om 'n dagloner, 'n huurling te wees, ja, 'n bietjie meer as 'n slaaf, maar bevind homself nou in 'n situasie waar diensknegte voor hom kniel en vir hom sandale aan sy voete trek. En so word stilweg kragtig verklaar dat hy nie meer iemand se slaaf is nie, maar vry, die geliefde seun van die Vader. God se liefde, se perfekte liefde, het ons vrygemaak van alles wat ons sou bind, al die magte en die kragte van die duisternis en die leuns. Ons is nie meer slawe van sonde nie, of slawe van die opdragte van 'n wet nie. Ons is vry vir altyd. Dit is 'n vryheid bekragtig deur God se liefde, 'n vryheid wat tot vervulling bring die eintlike bedoeling van ons skepping. En dit is dat ons aktiewe, funksionele seuns en dogters van ons hemelse Vader sal wees. In Jesus het 'n nuwe soort slawerny tot bestaan gekom. Dit begin deur te weet dat jy oneindig liefgehê word, dat jy die vreugde van die Vader is. En as ons weet dat ons sy seuns en dogters is, lede van sy familie is, deelhebbers van sy lewe, en as ons verhouding met hom geniet, reageer ons uit vrye wil en vreugde deur hom te dien. Ons eerste verhouding is dat ons kinders van God is, nie diensknegte nie, maar as ons vry is in sy liefde, kies ons ook vrylik om hom te dien in liefde. Dis ons reaksie op liefde. Galasiërs 4 vers 6 sê, en omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte. Die gees wat roep, Abba, Vader. Dis nie meer slaaf nie, maar seun. En as jy 'n seun is jy ook erfgenaam. Lukas 15 vers 23 en 24.
bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en feesvier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Die pa en sy seun, die seun wat nou bekleed was, skoene aangehad het aan sy voete, 'n seelring van die familie aan sy vinger, het beweeg deur 'n groep omstanders van die dorp wat al saamgedrom het, op pad na daar waar hulle gaan feesvier. Daar op die plaas word gereed gemaak vir die grootste fees ooit. Die dorpenaars sluit ook aan by die fees, vier die een se lewe wat hulle oorspronklik beplan het om 'n pak slaag te gee. Die kalf wat een kant geplaas is en vet gemaak is, versoentheid van uitermate feesviering, is geslag en was alreeds op die kole. Daar was musiek gewees en almal in die dorp en omgewing het gedans, vrolik en bly, en die seun was ingehaak by die arm van sy pa, en sy pa het hom gelei as die eregas in hierdie feesviering in. En dit was maar slegs so 'n uur tevore dat die seun in verslete klere, versigtig siekies, die bekende omgewing van sy pa se huis betree het. Hy het 'n pak slaag verwag, hy het verwerping verwag. Hy het gehoop dat hy slegs hier en daar gehuur sal word vir 'n taakie, om maar net te oorleef. Maar nou bevind hy hom in die midde van die grootste partytjie wat hy nog ooit in sy lewe gesien het. En almal vier sy terugkoms. Die vorige twee gelykenisse van die herder en die vrou, wat ook gevind het wat verlore was, het ook hulle bure geroep en gesê, wees bly saam met my, want ek het gevind wat verlore was. En hierdie fees wat die pa nou gee ter ere van sy seun se terugkoms, sluit aan by die vorige twee gelykenisse van blydskap, omdat dit wat verlore was, weer gevind is. Die woord vir feesvier en bly wees in die taal wat Jesus hier gebruik het, beteken om in die ronde te draai en hoog in die lug in te spring as gevolg van blydskap. Jesus gebruik met opset hierdie sterk woord om die blydskap te beskryf in die harte van hulle wat weer gekry het wat weg was. Die skaap was weg, is weer gekry. Die munt was weg, dit is weer gekry. En nou, die seun was weg, is weer gekry. Die oproep in hierdie gelykenisse is, wees bly saam met my, laat ons feesvier. En wat eintlik hier gesê word is, kom sluit aan by my, in my uitbundige opgewondenheid. So Jesus beskryf hierdie spontane, onkeerbare, uitbundige blydskap en vreugde van Abba, ons God, as net een persoon weer veilig is en sy liefde kan beleef.